Welkom by nog 'n boodskap van Flowering Almond. Ons trek by die 12de boodskap van ons Desember uitdaging waar ons meer leer uit vroue van die Bybel. So vandag se hoofkarakter is Batsheba. Nou Batsheba se naam is dadelik een wat ons almal sal onthou, want ons onthou sy het gebad. So ek glo elkeen van julle het op skool toe julle kinderbybel gelees het Batsheba so vasgesteek. En gewoonlik is die fokus op Dawid en op Dawid se hart vol berou en hoe hy dan genoem word as 'n man na in God se hart. Maar ons kyk Batsheba eintlik mis, hoe sy inpas, waardeur sy moes gegaan het. Nou om net 'n agtergrond te skets, in daardie tydperk was so 948 jaar voor Christus se geboorte gewees. En in daardie tydperk het 'n vrou nie werklik 'n sê gehad nie. Sy het nie 'n stem vir haarself gehad nie. So Batsheba is getroud met Uria. Uria is 'n fantastiese krygerman. Hy is die man op wie Dawid kan vertrou, wat die een veldslag na die volgende vir Dawid en vir die volk dan nou wen. Maar Batsheba is by die huis en haar man is op 'n veldslag. Hy is uit in die veld saam met die leermag. En Batsheba die dag is sy besig om te bad. En in daai tyd het dit so gewerk dat indien jy jou maandstonde gehad het, as dit verby is, dan gaan jy deur 'n sekere reinigingsritueel, 'n reinigingsbad. En dit is nou die bad waarmee sy nou besig is. En in daai jare was die huise ook so gebou dat die baddens was op die dak. So die huise was op mekaar of deur die dak kon jy inklim, daar was 'n leertjie. Ons ken dit ook uit die verlamde man wat deur die dak gesak was. So Batsheba is nie besig om aandag te soek nie, sy is nie besig om iemand te probeer verlei nie. En ek dink vir lank het ek geglo, maar Batsheba was 'n los vroutjie, sy het vir Dawid verlei. Maar Batsheba was heel onskuldig, besig om te bad. En Dawid het van sy middagslaapie wakker geword en hy was nie op die veld saam met die leermag waar hy moes veg nie. Soos 'n tiener wat laat slaap, het Dawid laat geslaap en hy het op die dak gaan loop. En terwyl hy daar loop, kyk hy uit en hy sien net die vrou en hy sien net te veel. En die wat hy te veel sien, maak toe die welles in hom los. En hy beveel sy soldate om vir Batsheba na hom toe te bring. Nou sit jy gou-gou in Batsheba se skoene. Jy is getroud met 'n wonderlike man wat regtig dalk ek glo hy het respek vir haar gehad en hy het veldslae het Uria gewen. Hy is 'n gesiene man tussen die Israeliete. Goed, so Batsheba is gelukkig. Ons hoor ook nie dat sy al kinders gehad het saam met Uria nie, so ons neem aan dat sy baie jonk ook was. So Batsheba gaan toe paleis toe of kasteel toe en Dawid het heel waarskynlik, ons lees nie veel daarvan nie, maar het vir haar eintlik maar beveel om saam met hom in die bed te spring. Dis nie iets wat sy dalk wou doen nie. Ek meen, sy is jonk, sy is getroud, sy is 'n Joodse meisie en hoekom ek dit weet, in daai tyd as jy egbreek gepleeg het, dan was jy gestenig gewees. So die volk het die reg gehad om jou dood te gooi met klippe. En Dawid is die koning. En as hy 'n opdrag maak, hy kan haar laat doodmaak. So sy moet doen wat die koning sê. So kan julle dink, hoe moes Batsheba gevoel het? Ons lees nie daar van liefde en dat hulle mekaar geken het en dat Dawid haar pursue het enigsins nie. Dit was 'n bevel gewees, gaan haal haar, bring haar na my toe. So dit was 'n harde, anderste wêreld en anderste tydperk gewees. Maar Batsheba word toe swanger. En sy besef toe, nou het sy probleme, want Uria was op die slagveld gewees. Hy was nie by die huis nie, so hy gaan weet, sy was ontrou. Kan julle dink die vrees waarin sy moes sit, om te weet nou kan sy gestenig word. Sy en haar babietjie se lewens is op die spel. En sy laat weet met 'n boodskapper vir Dawid dat sy swanger is. Maar Dawid het vir Batsheba lief gekry. Daar was iets rondom Batsheba wat hom nog steeds getrek het. En hy beveel toe dat Uria moet huis toe kom, sodat Uria gemeenskap met Batsheba kan hê, dan lyk dit mos nou of dit sy kind was. Maar Uria wil nie.
Hy is gefokus op die slagveld, hy wil nie die manne los nie. En Dawid moet toe 'n ander plan maak, en hy stuur toe vir Uria op die slagveld vooruit, en in die voorste leermagte, en Uria word doodgemaak. So hy het hom eintlik gestuur, dit was 'n aksie van moord gewees. So hier's Batsheba. Sy word beveel uit 'n onskuldige badritueel uit, word sy beveel na die koning toe. Daai trauma waardeur sy moes gaan, sy is onskuldig daarin. Sy het nie gevra daarvoor nie, sy het nie gesoek daarvoor nie. Hier word sy swanger, sy weet die baba is buiteegtelik, sy is 'n getroude vrou. En dan hoor sy dat haar man vermoor is, dat haar man dood is. En Dawid het haar toe nou nadat die rouproses verby is, het hy vir Batsheba gaan haal en met haar getrou. Julle, maar dis trauma op trauma op trauma wat Batsheba moes deurgegaan het, vrees in haar hart, soveel seer wat in haar lewe moes wees. So gelees gerus self 2 Samuel 11 vers 2 tot 3. En dan in Matteus 1 vers 6 sal jy sien dat Matteus skryf nie, hy lewer nie vir Batsheba uit nie. Al die ander vrouens wat in Jesus se geslagregister was, se name word genoem, maar nie Batsheba se naam nie. Daar word staan, Dawid het Salomo verwek by die vrou van Uria. Nou goed, terug by die trauma. So ek wil net daar sê, so kan julle klaar sien dat sy deel van die slagregister is. Maar terug by trauma. Dit het nie daar gestop nie. Sy het haar man verloor, sy het 'n buiteegtelike kind wat sy verwag, en toe verloor sy met geboorte daardie babatjie. Nog trauma, nog seer, nog verlies, nog hartseer. Maar God los nie vir Batsheba nie. Hy gee toe vir haar nog 'n seun, en sy naam is Salomo. En Salomo was sy wysheid staan deur al die jare staan dit bekend. En Salomo is dan ook deel van Jesus se geslagregister. So kan julle sien hoe mooi het sy deel gevorm daarvan, dat die Here dit wat seer was in haar lewe, die trauma waardeur sy was nie die einde van haar storie nie. God het gekom en hy het kom herskryf, en hy kom hoop bring en herstel bring. Batsheba moes plat geslaan gewees het, deur al die trauma, maar sy kon aangaan en opstaan, want die Here het vir haar 'n nuwe storie gehad. En net so, as jy dalk deur trauma op trauma op trauma gaan, kan ek jou verseker dat die Here jou nie gaan los nie. As hy vir Batsheba kon deurkom en hy kon vir haar 'n nuwe storie skryf, kan hy dit vir jou ook doen. En hy kan jou ook gebruik. So wat is die dinge wat ons leer? Hier's 4 goedjies wat ons leer uit Batsheba se verhaal uit. Die eerste een is dat God jou storie kan herskryf. Jou storie is nie klaar nie. Batsheba se storie het nie gestop by al die seer, al die verlies, al die dood wat sy moes aankyk en aanskou en deel gehad het aan nie. Batsheba se storie is herskryf en sy het 'n seun Salomo gehad. En Salomo was toe die opvolger van die troon van koning Dawid. Dan die tweede een, jou identiteit lê nie in trauma nie. Jou identiteit lê in God se plan. So ons ken almal Jeremia 29 vers 11 wat sê, ek weet wat ek vir julle beplan, ek wil vir julle 'n toekoms en 'n verwagting gee, 'n hoopvolle toekoms. So kan jy sien, dit is wat die Here beloof. Hy wil vir jou verwagting gee. Moenie trauma jou blyplek maak nie. Gaan deel met jou trauma. Hanteer dit. Lê dit aan die Here se voete neer. Waar dit nodig is, kry iemand om saam met jou in daai trauma in te bid en die Here se waarhede te begin vat uit daai trauma uit. Want as trauma jou blyplek bly, gaan jy altyd 'n victim bly. Jy gaan altyd daai houding hê van, almal kry my jammer, alles is swaar, niks gebeur vir my nie, niks werk ooit uit nie. Nee, dis nie wat die Here vir ons wil hê nie. Dan die derde een, God sien jou, selfs as dit voel of jy nie 'n stem het nie. Kan julle dink, Batsheba moes voel of sy geen stem. In alles wat met haar gebeur het sy nie 'n stem en 'n sê gehad nie. Maar God het haar raak gesien en daarom het hy haar gekies as deel van die bloedlyn van Jesus Christus. En dan die vierde een, die laaste een, jou doodloopstrate is God se bouprojekte. So vir Batsheba moes dit gevoel het of haar lewe stop. Alles loop dood, daar is nie meer vir haar lewe nie, daar is nie meer vir haar toekoms nie. Maar dit het nie God gekeer om vir haar toekoms 'n verwagting te gee nie.
So, wat ek wil saamvat en wat ek wil hê julle moet saam onthou vandag, waar jy net stikkende stukkies sien hy 'n Salomo. So, baie keer is dit vir my lekker om te kyk na 'n mosaïekbord, of enige ding wat met mosaïekblokkies gebou is, of selfs nie eens mosaïekblokkies nie. Dit is my mooi as mens sien teëls wat gebreek is, en daar word 'n mooi kunswerk geskep, ook 'n mosaïek geskep. Dan kan jy sien hoe daai teëls sterker as ooit van tevore is, met daai grout wat tussenin is. En dis presies dieselfde wat God kom doen. Hy sien 'n Salomo. Waar jy pyn sien hy Christus se bloed. Hy sien hoe jy deel kan vorm van Jesus se storie, hoe hy jou kan gebruik, deel van sy storie. En waar jy net die einde sien hy die begin. So mag jy jou oë op hom vestig, jou trauma hanteer, en nie 'n slagoffer word van trauma nie, maar staan op uit dit uit. Jy hoef nie daar vas te sit nie. God het 'n plan, al lyk dit nie so nie, al lyk dit donker en duister, is hy in jou storie.